Goeiedag en baie dankie dat jy saam luister na ons Pitstop vandag. Ons gaan aan met ons konsep van Roete 14:6. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid. En in Roete 14:6 dan sê ons lewe as 'n reis wat Jesus volg. En ons volg hom in alles, hy is die weg, hy is die pad waarop ons leef. Dis in hom wat die waarheid van en oor ons lewens bestaan. Vandag wil ons dan sê dat ons met vreugde moet reis. Partykeer kan die las van die lewe en die uitdagings en al hierdie dinge so sy tol eis dat ons vergeet hoeveel ons het om voor bly te wees. En dan die kern daarvan, die wonderlike voorreg om 'n verhouding te hê met God deur Jesus wat ons verlos. Daarby saam soveel seëninge waarvan ons lewens vol is en die hoop vir 'n toekoms, die vaste versekering dat die Here elke oomblik saam met ons is, dat hy die pad vir ons gereed maak en dat hy die lewe saam met ons doen. Hy is ons hulp en krag. En hy is ons trooster. Dit is in hom en uit hom wat ons leef. So daar's so baie goed om oor bly en dankbaar te wees. En partykeer dan steel die lewe en die uitdagings net so 'n bietjie van daai blydskap. So ons wil bietjie hoor wat die Here vir ons sê, dat ons moet reis met vreugde. Ons kyk na 'n paar versies, maar dis een van die opdragte wat die meeste herhaal word in die Bybel. So ons kan regtig waar 'n klomp versies gekry het, maar kom ons kyk net na hierdie paar. Dien die Here met blydskap. Kom in sy teenwoordigheid met gejubel. Psalm 100 vers 2. Daai is 'n baie mooi verbondsmatige psalm, so verhoudingsgedrewe psalm. So as ons lewe, daar gaan dit oor die tempel en die volk het na die tempel gegaan om die Here te ontmoet. Die Here het sy gees oor ons uitgestort, hy ontmoet ons heeltyd waar ons is. Daarom moet ons heeltyd voor die Here inkom met 'n gejubel, met blydskap om dien. Hebreërs 3 vers 18. Nogtans, Habakuk, daar's 'n spelfout. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God wat my verlos. So oor die verlossingswerk en oor die wonderlike voorreg om met die Here verhouding te hê en alles wat daar uitvloei, kan ons maar net jubel. Dan skryf Paulus in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En nou hier is die geheim daartoe om 'n lewe te leef wat ons in blydskap leef. En dit is om te onthou dat die grootste bron van ons blydskap is dit wat nie kan wankel nie, wat nie weggeneem kan word nie, maar wat konstant getrou in ons lewens daar is. En dit is God se teenwoordigheid. Die waarheid en die realiteit van jou verlossing en nuwe lewe en die feit dat jy op pad is na die ewige koninkryk. Daarom kan ons met blydskap in die Here reis. Dan sê die Here ook vir ons, of hy leer ook vir ons, laat jou blydskap 'n lig skyn. Filippense 4 vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Die Here wil ook hê ons moet in ons blydskap in hom, in daardie vriendelikheid wat ons lewe oor hierdie blydskap, opgewondenheid, soos ons gehoor het, die gejubel, die lofprysing voor die Here, die lewe van blydskap en vriendelikheid ook so uitleef dat mense dit raak kan sien, dat ander in die lig wat jy skyn ook die weg kan sien, die Roete 14 lewe kan sien, waarin mense verlos en nuut gemaak word. So daarom, vandag of môre druk, onthou om met blydskap te reis, want die bron van jou blydskap is ewig, alomteenwoordig en sal altyd daar wees. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U ons blydskap is, en dat dit nie van ons weggevat kan word nie. Help ons in ons harte en ons lewe ook so daarop in te stel, dat ons U sal verheerlik, deur te reis, met die wonderlike blydskap waaroor ons kan jubel. In Jesus se naam. Amen.